Dames en here, seuns en dogters, welkom terug by Wiskunde in Woede, episode 3. Vandag kyk ons 'n bietjie na wat hierdie verskriklike woord, hierdie verskriklike frase beteken. En daar's baie van julle wat vir my gaan sê, ja, maar ons ken dit al klaar. En ja, jy weet, dit is, ja, party van julle doen dalk. Meeste van ons het nooit hierdie opleiding gekry nie. En ja, ek weet, dit is skokkend om te hoor, maar baie van ons het nie. Ek het nou al aan mense vasgeloop aan wie die getallelyn nooit verduidelik is nie. So, ek gaan hierdeur stapie vir stapie. Reg, hierdie is vir die mense onder ons wie die nooit gekry het nie. Vir daai mense wil ek die volgende doen. Reg, as ek vir jou hierdie ding teken, reg, ek teken nou vir jou 'n prentjie. En ek vra vir jou, geef my 'n woord wat saam met daai prentjie kom. Julle gaan mos nou hierso neerskryf. En as ek nou vir 'n Engelsman gaan vra, geef my die woord wat hierdie prentjie voorskryf, dan gaan hy vir my hierso skryf. Reg? Nou, jy gaan kyk na daai prentjie. Jy gaan kyk na daai prentjie. En jy gaan kyk na daai prentjie. En die ding waaraan jy dink is presies dieselfde. Kom ek doen dit op 'n ander manier. Glo my, daar's 'n rede waarom ek hierdeur gaan. Kom ons vat iets anders. Julle moet nou maar saamlewe met my haaglike kuns hierson. Daar's hy. Reg. Ons maak so. So. Daar's hy. Dis is 'n. Wat is daai? Meeste gaan julle gaan dadelik vir my sê daai. En 'n Engelsman gaan vir my sê. En weer 'n keer. Nou gaan jy en jy kyk daarna en daarna en die ding waaraan jy dink is presies dieselfde. Reg? Nou ek wil vir jou so vra. Is daar enige rede onder hierdie son waarom jy moet bang wees vir hierdie prentjie wat ek teken? Is daar enige rede waarom jy moet bang wees vir hierdie prentjie wat ek hierso in blou geteken het? Natuurlik nie. Geen rede onder hierdie son waarom jy moet bang wees vir daai prentjie wat op jou skerm is nie. So nou gaan ek jou vra, hoekom is jy bang vir die prentjie? Of vir die prentjie? Of vir die ene? Of vir die ene? Die enigste rede waarom jy bang voel of waarom jy kwaad voel of waarom jy frustreerd voel of enigiets is omdat jy nie, jy weet wat hierdie prentjie beteken. So, net so eenvoudig soos wat hierdie prentjie is, net so eenvoudig is daai ene. Of daai ene, of daai ene, of daai ene. Reg? Ek wil hê julle moet besef, hierdie goed, dis net prentjies. Dis al wat dit is. Hoop skrik vir hulle. Ek gaan vir julle wys wat hulle beteken en julle gaan saam met my lag oor hoe maklik die storie is. Maar nou gaan ons kyk na wat beteken die goed. Desimale getalle stelsel. Wat beteken daai verskriklike? Ja. Okay. Kom ons maak so. Ons gaan breek hom op.
die woord stelsel. Ja? Daai woord, soos wat hy hierso gebruik word, beteken hoe om iets voor te stel. Nou gaan kyk mooi, waarmee is hy bygevoeg? Hy's gevoeg met die woord getalle. Met ander woorde, wat getalle stelsel beteken, is hoe om getalle voor te stel. Reg? So daai getalle stelsel beteken hoe om getalle voor te stel. Reg? Dis hy. Nou, hierdie verskriklike woord, desimale. Dit beteken 10 van iets. So wat is daai? Desimale getalle stelsel. Dit is hoe om getalle te skryf wanneer jy net 10 prentjies het. Dis wat daai hele besigheid beteken. Hoe om getalle te skryf wanneer jy net 10 prentjies het. En nou vir die wat van julle wat nou nie hierdie video's te laat in die aand kyk nie, wat dalk 'n bietjie wakker is, julle gaan vir my sê, maar wag 'n bietjie, stop die bus. Beteken dit daar is ander maniere om getalle te skryf? En die antwoord is ja. Ja. Daar is getalle stelsels wat net 2 prentjies het. Daar is getalle stelsels wat 16 prentjies het. En die van julle wat besig is om rekenaarwetenskap te swat of wat programmering doen, soos ek, ja. Julle weet waarvan ek praat. Dis vir die res van die mense waarvoor ons hierdie goed nou doen. Nou die ding is, daar is 'n hele paar getalle stelsels wat ons gebruik. Hier is 'n voorbeeld van hulle. Die een met 2 prentjies noem ons die binêre getalle stelsel. Die een met 8 prentjies noem ons die oktale getalle stelsel. Die een met 10 prentjies noem ons die desimale getalle stelsel. Die een met 16 prentjies die heksadesimale getalle stelsel. Reg, nou. Voordat julle deur mekaar raak, vergeet van hierdie asseblief. Regtig. Vir enige iets wat jy op skoolvlak doen, is daai die enigste een waarin jy belangstel. OK? En ja, die ander manier hoe ons desimale getalle stelsel sê, is basis getalle stelsel. Daai twee goed beteken dieselfde ding. OK? So. En vir die van julle wat belangstel, wat ek nou vir julle gaan wys, is al die getalle stelsels wat ek nou net hier genoem het, werk op presies dieselfde manier. Reg. Nou, wanneer ek vir jou hierdie skryf, daar staan 923. Ja. Ons gebruik hierdie idee van kolomme en ons begin altyd by 1 met die hoeveel die kolomme voorstel. En jy sal sien hierso word hy 10 keer groter in hierdie kolom. Hierso word hy weer 10 keer groter. En weer 10 keer groter. En weer 10 keer groter. En weer 10 keer groter. Reg?
Dis jou ene, jou tiene, jou honderdes, jou duisendes, jou 10.000des, jou 100.000des. Daai goed wat ons al in kleuterskool in ons koppe ingehamer was. Dis wat jy besig is om te doen. Wanneer ek vir jou hierdie skryf, dan beteken dit ek het 1 van 1. Ek het 3 van 10 en ek het 9 van 100. Met ander woorde, dit beteken ek het soveel ene en van 10 het ek soveel. En van 100 het ek soveel. Jo, ek het nou daar baie groot geskryf. En 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Reg? So gaan tel hulle. Daarso, ek het 1 van 1. Ek het 3 van 10. En ek het 9 van 100. En as jy hulle nou bymekaar gaan tel, dan is daai 900, daai is 30 en hierdie is 1. En dan sit jy hulle nou so bymekaar. 9, 3, 1. OK? Nou, meeste van julle gaan vir my sê, ja, maar ons het hierdie storie nou al miljoene keer gesien en ons is al gewoond daaraan en ons stres nie meer daaroor nie. Net soveel mense gaan vir julle sê, ons het nog nooit hierdie gesien nie. Maar ek wil hê, selfs vir die van julle wat al gewoond is aan die storie, gaan kyk na daai. Kyk na daai. Hoekom word hierdie kolomme elke keer 10 keer groter? Daar's vir jou 'n klou. Daar's vir jou 'n klou. En ja, ek is baie seker vir baie van julle gaan die lig hier nou aan, want kyk hoeveel prentjies het ons en kyk wat hier gebeur. Om dit dalk 'n bietjie duideliker te maak, kom ek probeer iets, reg? Nou as ons praat van die basis, wanneer ons praat van die basis 2 getallestelsel, dis nou daai binêre getallestelsel wat ek vir julle vroeër gewys het, reg? Nou, daai basis 2 sê vir jou, jy het net 2 prentjies en vir die wat geïnteresseerd is, die prentjies wat ons het, is daai ene en daai ene. Reg? Daai prentjie en daai prentjie. En ons begin hierso by 1 en dan gaan hierdie jou 2 kolomme wees. Hierdie gaan jou 4, 8's, 16's en jou 32's wees. Want 2, 2, 2, 2, 2. Reg? Maar dit beteken die prentjies wat ons vir mekaar teken om nou te praat in hierdie 2 verskillende maniere is anders. So hierdie prentjie in die basis 2 gestallestelsel en hierdie prentjie in die basis 10 getallestelsel, dit lyk dieselfde. Maar dit beteken 2 verskillende goed. Daai prentjie in die basis 10 getallestelsel, in die desimale getallestelsel, beteken jy het soveel van 'n ding. Tel hierdie kolletjies. Reg? Dis wat hierdie prentjie beteken in die
desimale getallenstelsel. Wanneer jy werk met die binêre getallenstelsel, dan beteken dit jy het soveel. Sien julle, die prentjies lyk dieselfde, maar hulle beteken iets anders. Nou weer 'n keer, dis net 'n prentjie. Dis al wat dit is. Jy moet weet wat die prentjie beteken, okay? Maar julle kan nou met die grootste liefde van hierdie vergeet, die van julle wat nie rekenaarwetenskap doen of iets in daai lyn nie, vergeet van hierdie. Dis onnodig vir jou. Rarig. Okay? Die belangrike ding is jy moet weet daar is 10 prentjies en dat daar ander getallenstelsels is wat nie 10 prentjies gebruik nie, maar jy hoef nie oor hulle te worry op hierdie stadium nie. Maar weer 'n keer, as jy nou gaan en jy gaan kyk daarna, dit sê vir jou, ek het niks van hierdie kolom nie. Ek het niks ene nie. En daai sê vir jou, ek het 1 tiende. Daai gaan vir jou sê, ek het 3 tiende, en hierdie gaan vir jou sê, ek het 2 ene. Ek het 2 van hierdie, en ek het 3 van hierdie. En omdat ons werk met die desimale getallenstelsel, beteken daai prentjie soveel, en daai prentjie soveel. Daai prentjie beteken soveel. Reg? So, doen jouself 'n guns. Gaan tel hierdie kolletjies. Gaan tel hulle, een vir een. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Daar is 32 kolletjies. Sien, daai prentjie is net 'n prentjie en hy beteken jy het soveel van iets. Reg? Nou weet julle wat die desimale getallenstelsel is en julle weet hoe hy werk. As ek nou vir jou hierdie verskriklike ding skryf, dan kan jy mos nou vir my sê, dit beteken jy het 6 van hierdie, en jy het 2 van hierdie, en jy het 8 van hierdie, Sjoe, ek moes dalk 'n kleiner nommer gekies het, né? 'n Kleiner getal. En jy het 7 van hierdie. Ek gaan hulle nou regtig nie almal uitskryf nie. Ek is dood eerlik, my hand is klaar moeg. Maar julle kry die idee, né? So, hoe verder jy in daai rigting beweeg, hoe groter waarde stel daai prentjie voor. En nee, ek gaan regtig nie 100,000 kolletjies op hierdie skerm probeer maak nie. Maar julle kan sien wat besig is om te gebeur en julle kan sien wat daai nou beteken. 2. sien? Nou, wanneer ons begin plus en minus en maal en deel wat nie ver weg is nie, gaan julle begin besef hoekom hierdie belangrik raak. Hoekom daai belangrik raak. Hierdie. Daar's 'n rede waarom hierdie
die getallestelsel is wat ons op skool geleer word. Want jy kan ongelooflike goed met hierdie getallestelsel regkry. Werklik waar, dit is fenomenaal wat jy kan regkry, net as gevolg van die feit dat ons 10 prentjies gebruik in plaas van 2 of 8 of 16. Dit is die feit dat jy prentjies gebruik, 10 prentjies gebruik, is ongelooflik behulpsaam met die goed wat jy dink. Reg? Nou weet julle wat die verskriklike woord beteken. Julle weet dit is basis 10 en dat dit verwys na hoeveel prentjies jy het. En jy weet sommer ook dat daar geen rede is waarom jy vir 'n prentjie hoef te skrik nie. En nou vir die van julle wat nie geweet het hoekom ons nommers skryf soos wat ons skryf nie, nou het julle 'n baie goeie idee. Hierdie was Wiskunde in Woede, episode 3. Ek hoop julle het iets geleer. Ek sien julle in die volgende episode. Totsiens.